Ek wonder of jy aan jouself dink as 'n leier. Meestal koppel ons leierskap aan posisie. Iemand het die posisie van leier in 'n gemeente of in die samelewing of in die politiek uit 'n bepaalde posisie wat mense erken, en dan sê ons maar daai persoon is 'n leier. En dit maak dat baie mense, miskien die meerderheid mense, sê maar ek is nie 'n leier nie, ek is nou sommer maar net 'n gewone mens. Maar in die Bybel het leierskap meer te doen met die invloed wat jy uitoefen, as wat dit te doen het met jou posisie in die samelewing, met die posisie wat mense aan jou gee, of die rang wat jy beklee, of wat ook al. Leierskap het te doen met jou impak op ander mense. En almal van ons het 'n invloed op ander mense. So, ek wil jou uitnooi om aan jouself te dink as 'n leier. En ons gaan vandag 'n bietjie aan die hand van die verhaal van Dawid kyk na die vraag, hoe meet 'n mens 'n leier? Wanneer weet 'n mens iemand is 'n leier? Nou, ons het tot dusver gekyk na die verhaal van Saul, ons het so 'n bietjie gekyk na Dawid en Abigail verlede week, en ons het gesien elke keer is 'n sentrale vraag, op wie vertrou die leier? Veral in Israel is dit 'n kardinale vraag. Vertrou die konings op hulle self of vertrou hulle op die Here? Wil hulle hê die mense moet hulle pad loop, die mense moet aan hulle gehoorsaam wees, of wil hulle regtig hê die mense lei om die Here te dien? En ek dink dis 'n verskriklik belangrike vraag vir enige gelowige wat nadink oor invloed en oor leierskap, ook as jy 'n posisie van leierskap het. Op wie vertrou jy eintlik? As jy mense lei jy hulle om jou kop te volg, om te doen wat jy wil hê hulle moet doen, of lei hulle regtig om die Here te vertrou en om die Here te volg? Soek jy saam met hulle na die pad van die Here? Nou, Saul, die eerste koning, het ons nou al gesien, het op 'n punt begin al hoe meer sy eie kop volg. En dit het 'n breuk gebring tussen hom en Samuel. Soveel so dat Samuel by herhaling vir hom gesê het, maar die Here is klaar met jou. Jou koningshuis gaan nie stand hou nie. Jy gaan koning bly, maar jou koningshuis gaan nie stand hou nie, want die Here het reeds vir hom 'n ander koning gekies. Nou gaan ons die storie optel, waar ons hoor dat Samuel, alhoewel hy so hard werk met Saul, eintlik treur oor Saul. Hy's hartseer, dit breek sy hart dat Saul so 'n verkeerde pad loop. Maar dat Samuel dan 'n opdrag kry waarvoor hy glad nie kans sien nie. Ons vat die storie in 1 Samuel 16 van vers 1 af. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dis ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing met olie en vertrek. Ek stuur jou na Isaai van Bethlehem, want tussen al sy seuns het ek vir my 'n koning gesien. Maar Samuel het gesê, hoe kan ek gaan? As Saul daarvan hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, 'n verskalf moet jy saam met jou neem, en dan moet jy sê, om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Nooi jy dan vir Isaai na die offer, en ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Jy moet vir my die een salf, wat ek vir jou sal sê. Samuel het gedoen wat die Here gesê het. Toe hy in Bethlehem aankom, kom die oudstes van die stad hom bewend tegemoet en vra, beteken u koms vrede? Hy het gesê, ja, vrede, om aan die Here 'n offer te bring, dis waarvoor ek gekom het. Heilig julle self en kom saam met my na die maaltydoffer. Hy het Isaai en sy seuns toe geheilig en hulle na sy maaltydoffer genooi. Toe hulle inkom en hy vir Eliab sien, het hy gedink, sekerlik, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Isaai roep toe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Sama laat verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. So het Isaai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het vir Isaai gesê, die Here het hulle nie gekies nie. Samuel vra toe vir Isaai, is dit al die jong manne? Hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die kleinvee op te pas. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons gaan nie eet voordat hy hier aankom nie. Hy het dit gedoen en hom toe laat inkom. Die seun was rooierig met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Die Here sê, toe staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met die olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af en ook verder van Dawid besit geneem. Samuel het opgestaan en na Rama gegaan.
So Samuel treur oor Saul. Maar wanneer die Here vir hom sê, gaan salf vir my 'n ander koning. Ek het die een gesien wat ek as koning wil hê, dan is Samuel te bang om dit te doen. En dit sê vir ons iets belangrik oor Saul se koningskap. Saul het begin koning wees deur vrees in te boesem. Hy is vervreem van Samuel, daar het 'n breuk gekom, hy en Samuel het mekaar nou al vir 'n geruime tyd nie meer gesien nie, maar hy regeer deur vrees. En Samuel is bang vir hom. Samuel is bang want as Saul nou moet hoor, hy het 'n ander koning gesalf, wat dan? En ek dink dit is wat mense baie keer doen, wanneer hulle agterkom, maar ek oefen nie meer die invloed uit wat ek behoort uit te oefen nie. En mense begin vra oor of ek geskik is vir die posisie of nie. Dan wil mense met mag en mening hulle posisie handhaaf. Hulle klou vas aan hulle mag. En dit is wat Saul hier doen. Hulle wil dit nie laat gaan nie. En dikwels is die enigste manier waarop hulle dan nog ander mense kan oortuig om hulle te volg, is deur vrees. Maar vrees en invloed is nie dieselfde ding nie. Om vrees in te boesem by mense, om mense bang te maak om van jou te verskil, om mense bang te maak om iets anders te doen as wat jy wil hê, is uiteindelik nie werklike invloed nie. Want daardie vrees hou net so lank as wat jy lewe of as wat jy teenwoordig is. En dit maak dat mense so Samuel hier nogal 'n opdrag van die Here dit doen, dat jy plannetjies maak om as dit ware by die koning se mag verby te kom, om onder valse voorwendsels eintlik dan na Bethlehem toe te gaan en iets daar te gaan doen, sodat die koning dit nie weet nie. Vrees maak mense agteraf. Dit maak nie mense beter nie, en dit maak nie dat mense jou reg in hulle harte volg nie. En dat dit is hoe Saul geregeer het, sien ons ook wanneer Samuel in Bethlehem aankom. Almal in Bethlehem weet daar is 'n breuk tussen Samuel en Saul. En hier kom Samuel nou, en onmiddellik is hulle bang. Hulle vra, kom jy in vrede, bring u vrede. Want hulle is bang, kom hy dalk in Saul se naam? Nou ja, dan gaan hy dalk iets doen soos wat Saul gedoen het, wat nie vir hulle goed is nie. Kom hy dalk teen Saul in, en daar kom konflik aan en hulle het hom ontvang, dan kan Saul vir hulle kwaad wees. So hulle vra, maar bring jy vrede? En Samuel sê vir hulle, ja, ek bring vrede. Maar uit hulle reaksie kom jy onmiddellik agter, dat die koninkryk van Israel het onder Saul 'n plek van vrees geword. En dit is nie wat die Here wil hê nie. Dit is nie hoe die Here wil hê ons invloed moet uitoefen nie. So, om terug te kom na my vraag, hoe meet mense leier? Hoe sien jy 'n leier? Die een wat die hardste praat, die een wat die meeste boelie, die een wat mense die bangste maak, die een wat dalk die meeste op 'n spesifieke oomblik gehoorsaam word of nagepraat word, omdat mense vir hom bang is, omdat hulle bang is vir wat hy aan hulle kan doen, is nie werklike leier in die oë van die Here nie. Want die Here soek leiers nie wat vrees inboesem nie, maar leiers wat 'n invloed uitoefen. So, in opdrag van die Here, bring Samuel dan 'n offer, en hy nooi vir Isaai en sy seuns na die offer toe uit. En dan sê hy vir Isaai, maar laat jou seuns by my verbykom, want hy wil kyk, watter een van hierdie seuns het die Here gekies. En die eerste seun wat hy sien is dan vir hom verskriklik indrukwekkend, lank en mooi. Nou dis presies wat Samuel ook in Saul raak gesien het. Die ironie is dat Samuel 'n siener is, maar dat hy elke keer wanneer hy kyk vir 'n koning, kyk hy na lengte, hy kyk na dit wat indruk maak, hy kyk onmiddellik na die oudste ene, hy kyk onmiddellik na hoe lyk hierdie persoon se posisie in die gesin, hoe lyk hierdie man se voorkoms, maak hy indruk. So Samuel is op die punt om dieselfde fout te maak as wat hy eintlik met Saul gemaak het, maar die Here stop hom. Die Here sê vir hom, nee, dis nie hoe ek kyk nie. Ek kyk nie na sy indrukwekkende uiterlike nie, want ek kyk na die hart. Vir die Here gaan leierskap nie oor hoe jy lyk nie, maar oor wie jy is, wie jy in jou hart is. En ek dink dit is vandag nog vir ons 'n baie moeilike ding om te doen, want ons lewe in 'n tyd waarin 'n leier se beeld ontsettend belangrik is. Leiers huur selfs mense om hulle beeld blink te poets. Hulle skep vir hulle self 'n bepaalde beeld en hulle hou daai beeld in stand. En dit is interessant hoe 'n mens soms sien hoe aanhangers, volgelinge van 'n bepaalde leier, mense wat sy beeld koop, wat glo in sy beeld, hoe hulle dan
geen kritiek van hom sal aanvaar nie, want hy lyk so indrukwekkend, hy lyk so sterk, hy lyk vir hulle so goed. Hulle is deur sy beeld oortuig en dan sien hulle baie keer nie, maar agter daardie beeld is daar 'n mens wat eintlik nie respek inboesem nie, 'n mens wie se invloed eintlik nie goed is nie. Maar vir die Here gaan dit nie oor hoe jy lyk nie, dit gaan oor wie jy is. En so gaan Samuel dan van seun tot seun, deur die 7 seuns, nou 7 is die getal van volkomenheid, so jy sou kon dink by 7 moet hy daarom nou kom, maar nie een van hulle is deur die Here gekies nie. En dan vra hy, is daar nog 'n seun? En dan word Dawid ingeroep. Nou die blote feit dat Dawid nie in die eerste plek saamgekom het nie, sê vir ons, Dawid as die jongste, is die een wat oor die hoof gesien word. Hy is die onwaarskynlike koning. Hy is die een wat sy pa en sy broers dink nie eers daaraan om hom in te sluit in hierdie groep nie. Hy pas iewers die skape op. Hy is onbelangrik, onbenullig. Maar wanneer hy inkom, dan weet Samuel onmiddellik, dit is hy. Want die Here kyk nie na hoe mense kyk nie. Die Here kyk nie na wat jou posisie in die samelewing is nie. Die Here kyk na jou hart. Die Here kyk na wie jy is. Nou die ironie in die storie is natuurlik dat Dawid dan ook glad nie 'n onaansienlike man is nie. Daar staan hy is rooierig van voorkoms, waarskynlik maar 'n manier om te sê hy is 'n buitemens. Daar staan hy het mooi oë, en daar staan hy het 'n goeie gestalte. So Dawid is ook 'n man wat indruk maak. Ek dink dit sê ook vir ons dat dis nie noodwendig as jou hart reg is dat jou uiterlike lelik is nie, of as jou uiterlike mooi is dat jou hart verkeerd is nie. Die uiterlike is dood eenvoudig nie vir die Here belangrik nie. Hy sou vir Dawid gekies het hoe hy ook al gelyk het, of hy nou mooi is en of hy nie mooi is nie, want Dawid se hart is reg. En ons gaan in die verdere boodskappe kyk na wat dit beteken dat Dawid 'n man na God se hart is, 'n man wat God gekies het, omdat God glo hierdie man se hart is reg. Die belangrike hier vir my net is, jy kan deur mense oor die hoof gesien word. Jy kan onaansienlik wees, jy kan uitgesluit word. Jy kan iemand wees op wie mense neersien, iemand wat mense nie as 'n leier beskou nie. Maar as die Here sien jou hart is reg, jy is bereid, jy is beskikbaar, jy is iemand wat sy pad sal loop, dan kan die Here jou gebruik om 'n invloed uit te oefen op ander mense. Uiteindelik gaan dit nie oor hoe mense jou sien nie, maar hoe die Here sien. Dit gaan nie eers oor hoe iemand so Samuel wat veronderstel is om 'n siener te wees jou sien nie, maar dit gaan oor hoe die Here jou sien. Daar staan dat van daardie oomblik af toe hy gesalf is, het die Heilige Gees op Dawid gekom en die Gees het by hom gebly. Nou dit staan teenoor Saul, die Gees het van Saul gewyk omdat Saul volhard het op die verkeerde pad, maar die Gees het by Dawid gebly. En dit is uiteindelik dan hoe Dawid die pad van die Here loop. Baie keer met mislukkings, baie keer met verkeerde keuses, maar hy is iemand wat altyd weer terugkom op die pad, want die Gees van die Here het by hom gebly. So kom ek vra van jou, as jy nou dink oor jouself as 'n leier, moenie vra oor posisie nie. Vra wie kan ek vandag beïnvloed? Vra hoe beïnvloed die Gees van God my, sodat ek ander mense kan beïnvloed. En as jy vra het oor jou invloed, as jy dink, maar miskien is my invloed nie so goed soos dit moet wees nie, moenie harder probeer om 'n goeie invloed uit te oefen of 'n goeie voorbeeld te stel nie. Gaan terug na die Here toe en vra vir die Here, Here, U sien my hart is oop voor U. Vul my met die Gees. Laat die vrug van die Gees dra, want dit is deur die vrug van die Gees dat ek die invloed sal uitoefen wat U wil hê ek moet uitoefen. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees jou hart so vol maak, dat dit deur jou ook ander mense sal aanraak en beïnvloed. Amen.